Thank you so much, my elder. Yeah, beloved, I also come with a special item in song. En ek bring dit al die pad vanaf Springbok. Dit is waar ons heiliglik is. Ek en my vrou, my seun is in die Kaap, hy is by Jadeburg Hoërskool op die campus, en dan my oudste seun is onderwyser in Mitchells Plain by AZ Berman. Dis waar hy skool hou. En dit is ons in 'n netedop, en dan het ek 'n seun nog in George. So dit is 3 seuns, en ek en die vroukie, dit maak 'n familie van 5, en dit is ons in 'n netedop. Ek is gebore in George, my vrou is ek het haar in die Kaap ontmoet, en dan het ek my skoonma ook vandag saam met ons. Baie lief vir haar. Ek is eintlik haar seun, en haar dogter is haar skoondogter. Ja, so ons het 2015 het ons Jadeburg toe gegaan, het ek my werk gelos as paramedikus en voltyds gaan studeer by Jadeburg College, afgestudeer in 2020, en die kerk het my geplaas in Springbok, en daar was ek vir 'n jaar Bijvocational, en toe is ek voltyds die distrikspredikant van Vredenburg, die Weskus gedeelte, en ek is weer terug Springbok toe, nadat ek bedank het, want tentmaker bediening lê diep op my hart. So dit is waar ons heiliglik is in Springbok. Baie dankie geliefdes. Die lied wat ek gaan doen vandag, ek weet nie of ek met hom kan sing nie. Is dit 100%? Dit betaal om te bid. It pays to pray. Dankie geliefdes. Die Here seën. Hand in hand at the altar, in tears of celebration. Never seen them smile like this before. She spent her life praying, on bended knees staying, and this morning she surrendered to the Lord. There's a message in her story. Only God can get the glory. When a child of His keeps knocking at your door, it pays to pray. It pays to call upon His name. It pays to pray. To see a miracle display, you forget the word impossible. When you seek the Savior's face, you know He will make a way. It pays to pray. Tempted to skip praying, you feel He's never listening. The time has come for you to make a choice. Do you stop believing? Forget what you've been seeking? Or do you resolve that Jesus hears your voice? He will hush the angels' praises just to hear what you are saying. And at any moment now you will rejoice. It pays to pray. It pays to call upon His name. It pays to pray. To see a miracle
miracle display. You forget the word impossible when you seek the Savior's face. You know He will make a way. It pays to pray. You forget the word impossible when you seek the Savior's face. You know He will make a way. It pays to pray. Prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Prayer can reach as far as God can reach. Don't ever give up, just pray. It pays to pray. It pays to call upon His name. It pays to pray. To see a miracle display. You forget the word impossible when you seek the Savior's face. You know He will make a way. It pays to pray. You know He will make a way. It pays to pray. It pays to pray. It pays to pray. It pays to pray. Amen. Geliefdes, kom ons sluit net weer ons oor. Jesus, baie dankie vir die oomblik wat U vir ons geskep het. En soos ons vanoggend ons bevind in die huis van aanbidding, Here, weet ons dat dit is 'n palace in time wat nooit weer sal gebeur. Elke Sabbat is uniek op sy eie. En U het vir ons vanoggend bymekaar gebring vir 'n spesifieke rede. Ons bevind ons nie vanoggend per ongeluk in die huis van die Here nie. En kom nou my God en seën ons en maak ons hartjies oop, Here, vir die woord. En gee vir ons daardie ingesteldheid en die gesindheid van omhoog, sodat wanneer ons hier uitgaan vanmiddag, dat ons onherroepelik veranderd sal wees, nooit weer dieselfde nie. Seën ons nou in Jesus naam. Beskerm my en steek my weg agter die kruis. Amen. Ek wil vanoggend begin deur 'n vraag in U skoot te plaas. En die vraag wat ek vanoggend wil vra, het U al ooit onbevoegd gevoel? So asof jy nie die vermoë het om iets klaar te maak nie. Terwyl jy aan daardie vraag dink wat ek in die skoot geplaas het, wil ek die boodskap se titel vanoggend, of die tema van vanoggend se boodskap wil ek saam met ons deel. En die titel is, wanneer jou beperking die plek word waar God se krag openbaar word. Kan ek dit weer noem? Wanneer jou beperking die plek word waar God se vermoë en krag openbaar word. So terwyl jy dink aan die tydjie toe jy onbevoeg gevoel het, dalk geliefdes het elkeen van ons al op 'n plek in ons lewe gekom waarna ons na onsself kyk en ons sê, ek is nie opgewasse vir hierdie taak nie. Hierdie is iets te groot vir my, dit is bokant my vuurmaakplek. Ek is buite my gemaksone. Gee dit maar vir iemand anders. En daar's baie ander mense wat beter gekwalifiseerd is
om hierdie spesifieke taak te doen. Ander wat meer talent het, daar is ander wie meer geestelik is as wat ek is. So gee dit vir hulle om te doen. En dit is waar ek vanoggend wil stilstaan. So kom ek vat u terug na 11 September 2001. Dis amper 25 jaar gelede. 11 September 2001 bevind ek my by Tygerberg Hospitaal en ek is in my laaste semester as paramedikus en besig met my laaste praktiese fase voordat ek sal kwalifiseer as 'n gevorderde advanced life support practitioner. Nee, ja, paramedicus, dit is wat dit is. So, terwyl ek en my vriende in die cafeteria ons bevind, sien ek Dr. Delbok, dit is ons prinsipaal, sien ek Dr. Delbok by die trappe af hardloop en hy gaan staan stil en hy sê, I need 2 guys. En ek weet wat dit beteken. I need 2 guys beteken daar's 'n noodgeval en hy het 2 van ons nodig, van ons studente, om saam met hom te gaan. En vir 'n oomblik, geliefdes, weet ek dat ek is in die moeilikheid. Want soos ek rondom my kyk, sien ek my vriende en my kollegas en my medestudente verdwyn letterlik soos mis voor die son. En hier staan ek en my vriend van Beaufort Wes, heel alleen, ons 2 het oorgebly en ek weet ek is in die moeilikheid, want ons het so pas net vanaf 'n geval gekom waar iemand in Menenberg in die maag geskiet was en dit het nie goed gegaan nie. En vir die heel eerste keer na al die lang aande, laat aande se studie, al my opleiding, voel ek dierbaar is dat ek is useless. Ek het nie die vermoë. Hierdie ding wat Dr. Delbok nou vra, I need 2 guys om saam met hom te gaan, is iets te groot vir my. Medies is nie vir my nie. Dit is wat ek op die plek besluit. Kom ons kom terug na ons geheerteks. Exodus hoofstuk 4 vers 13. But he said, Oh my Lord, please send someone else. So dit is presies hoe Moses gevoel het. Onbevoegd, useless. Daar's mense wat meer gekwalifiseerd is as hy. En hy vra vir die Here om iemand anders te stuur. En ek wil hê ons moet vanoggend saam met Moses gaan, geliefdes, na die brandende bos, daar waar die Here vir Moses roep vir 'n spesifieke taak. En dit is 'n verhaal van iemand wie moes leer dat sy beperkings bepaal nie God se vermoë nie. Amen. Jy sien, lang voordat Moses geweet het dat wat God met hom wou doen, was die Here reeds besig om vir Moses voor te berei. So Moses groei op in die huis van Farao, nadat Farao se dogter hom uit die rivier gehaal het. Wat was die rivier se naam? Die Nylrivier. Amen. Prys die Here. En hy groei op in die huis van Farao. Die beste opleiding, die mooiste, magtigste familie wat hy kon voorvra. Maar op die ouderdom van 40 gebeur iets en Moses maak die grootste fout van sy lewe. Hy sien hoe 'n Egiptenaar 'n Hebreëse slaaf slaan. En wat Moses doen, Moses dink hy doen God toe 'n guns en hy in sy eie oë en sy vermoë maak hy hierdie Egiptenaar dood. Wat gevolglik beteken dat Moses moes vlug. So nou bevind Moses hom 40 jaar in die woestyn. En ons weet dat Moses het
het by die plek gekom waar Jethro was, en hy het Jethro se dogter gevat, en die naam was Sipora, en die naam van Moses en Sipora se seun was genoem Gersom. Nou Gersom beteken ek is 'n vreemdeling in 'n vreemde land. En ek wil hê jy moet dit onthou. Maar kom ons gaan aan. So nou bevind Moses hom 40 jaar in 'n woestyn, en nou kom die Here hier in hoofstuk 3 van Exodus, en hy roep hom vir 'n spesifieke taak. Exodus 3 vers 11 en 12. Die Here roep Moses hier. En wanneer ons na die hoofstuk kyk, geliefdes, wanneer ons lees, dan vind ons uit dat wanneer ons na onsself kyk, al wat ons sien is ons beperkinge. En nou kom Moses met 'n vraag toe die Here hom roep. Wie is ek? En dit is die eerste verskoning wat Moses gee, om nie te gaan nie. Wie is ek? Who am I? That I should go. Jy sien wat Moses nie geweet het hier nie, geliefdes, is dat die Here het geweet presies wie Moses was. Die feit dat Moses vir die Here vra, Here, wie is ek, dat ek moet gaan na die land van Egipte, wil hy eintlik vir die Here kom sê, Here, jy het die verkeerde persoon beet. Het jy gekyk na my CV? Het u gesien my verlede? Het u gesien my foute? Het u gesien, of het u vergeet wie ek is? En dit is wat Moses vir die Here wil kom sê. Is dit dalk presies waar ons vanoggend ons bevind, geliefdes? Dalk diep binne in ons, dink ons vanoggend dat ek is nie noodwendig op daardie vlak waar die ouderling is nie. Ek is nie noodwendig op die vlak waar die hoofdiaken is. Ek kan nie voor mense staan en praat nie. Dalk dink ons vanoggend dat ons kan nie so mooi preek soos die predikant preek nie. Dalk, geliefdes, kan ons nie die Sabbatskool so mooi uitlei soos ouderling Paul dit vanoggend gedoen het nie. Dalk dink ons vanoggend, ons het nie die vermoë om iets vir die Here te doen wanneer ons geroep word deur die Here om vir hom te werk, om vir hom iets te doen. En ek wil hê ons moet spesifiek vanoggend kyk wat hier gebeur in hoofstuk 3 van Exodus. Jy sien, die probleem was, geliefdes, dat Moses het nie te min gehad om vir die Here te werk nie. Die probleem was, Moses kyk na homself en hy sien sy eie krag. Hy sien sy eie vermoëns. Hy sien sy eie beperkinge en hy besluit prematurely, dis onmoontlik. Ek sal dit nie kan doen nie. En nou kom die Here en hy sê vir hom hier in Exodus 3 vers 12, Moses, ek hoor wat jy sê, maar ek sal met jou wees. Geliefdes, ons het dit gemis. We've missed this. I will be with you. En dit is wat die Here vir hom sê, geliefdes, die Here antwoord nie Moses hier soos Moses geantwoord wil word. Die Here kom nie en hy sê vir Moses, Moses, jy het baie meer talent as wat jy bewus is van. Moses, jy sal dit kan doen. Nee, die Here kom nie en hy antwoord, hy paai vir Moses op met dit wat Moses wil hoor. Die Here sê vir Moses, ek sal met jou wees. Met ander woorde, God skuif Moses se fokus weg van homself en plaas dit op God. Ek sal met jou wees. Kom ek sê vir u dat die bevryding van Israel was nooit afhanklik van Moses se vermoë nie. Dit was afhanklik van God se teenwoordigheid. En die tekortkominge van die een wie geroep word, kan nie en sal nooit die vermoë van die een wie roep bepaal nie.
En daarom, wanneer die Here jou roep, kan ons nie vra, is ek genoeg? Wie is ek? Ons moet eerder vra, is God genoeg? Jy sien wat, wanneer God saam met jou is, verander alles. So, die Here settle daai vir Moses, en he's putting that to bed. Daar die verskoning van Moses. En nou kom Moses met sy volgende verskoning, nadat hy sien dat hy wen nie. Nou kom Moses en hy sê, wie is u? Nadat hy gevra het, wie is ek? Vra hy nou, wie is u? O geliefdes, wanneer ons gebrek aan kennis ons stil maak vir die Here, dan is dit waar ons op gevaarlike gronde begin beweeg. Asof Moses se eerste verskoning nie genoeg was, kom hy nou met 'n tweede ene hier in Exodus 3 vers 13. En hy vra vir God, wie is u? Kyk, as ek by die kinders van Israel kom en hulle sê vir my, maar Moses het tot God gesê, kyk, as ek by die kinders van Israel kom en vir hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra, wat is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? Moses vra eintlik vir God, wie is jy? So Moses se eerste probleem, ek is nie genoeg nie. En God deel met daardie probleem, en hy lê dit te ruste. Nou kom hy, en hy sê, ek weet nie genoeg nie. Jy sien sy probleem, geliefdes, is nie dat Moses nie te veel geweet het of geweet het wie God is nie. Moses het steeds gekyk na sy eie vermoëns. Hoeveel keer was dit dat daar 'n oproep gemaak was dat ons moet die Sabbatskool uitlei of ons moet iets kom voordra, dan voel ek dat ek weet nie genoeg. Wat is daar 'n klas maatjie my vra in die Sabbatskool oor 'n spesifieke teologiese beginsel binne in die les, en ek kan hom nie antwoord nie. Nee, ek los maar die Sabbatskool les, ek sal dit nie kan uitlei nie. Geliefdes, dit is presies waar Moses hom bevind het. Hoeveel keer het ons al weggedraai vanaf 'n lesstudie, omdat ons gevoel het, ek weet nie genoeg nie. Ek sal nie die Sabbatskool kan neem nie, want as iemand my 'n moeilike vraag vra, dan is ek in die moeilikheid. Ek sal nie my geloof deel as sewende dag Adventis, want ek het nie al die antwoorde nie. Hoeveel keer skep die Here vir ons geleenthede, sommer hier in 'n winkel, daar terwyl ons wag om ons kredenierswaarde te betaal, en dan begin ons te gesels oor die woord van die Here, maar nou versuim ek om te sê dat ek is 'n sewende dag Adventis, want ek het dalk nie al die antwoorde wat jy wil weet en hoor, of die tekste wat ek jou kan gee. En dit is waar Moses hom bevind. Nou, kyk hoe antwoord God. Exodus 3 vers 14. Kyk hoe antwoord God. Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. En nou geliefdes, hier moet ons baie mooi verstaan wat God vir Moses sê. Jy sien, God gee nie net vir hom 'n naam nie. Amen. God openbaar sy karakter. En dit is wat die Here doen hier. Gaan sê vir hulle, ek is die God wat was. Dit is wat sy naam is. Sê vir hulle, ek is die God wat was, die God wat is, en die God wat steeds sal wees. Dit is wat die Here vir Moses sê. Met ander woorde, Moses, jy gaan nie na hulle toe met jou eie wysheid nie. Kom nou, jy gaan na hulle toe met al die antwoorde wat jy self bymekaar gemaak het nie. Nee, nie met daai antwoorde nie. Moses, jy gaan na hulle toe met my naam. Wanneer ons kyk in die woord van die Here in Exodus, in die hoofstuk waar ons is, in die oorspronklike taal van die Ou Testament, en ons gaan kyk
in die Hebreërs hoe die naam geskryf was daar wat die Here van praat, dan vind ons uit dit is 'n 4-letter woord. Wie kan my help met daardie 4 letters? Dis 'n 4-letter woord. Die Here se naam. Yahweh. Maar dit is nie in die Hebreërs Yahweh asof ons hom kan uitspreek. Jy sien, dit is voor die Masoretiese teks ingekom het. So die Masorets het die vokale gaan insit. Maar nou vind ons uit, hier is 'n woord wat ons nie kan uitspreek nie. Want die Joodse tradisie was van so 'n aard dat dit te heilig was om die naam van die Here uit te spreek. So daarom word die naam van die Here Yahweh vertaal as Adonai, want dit is heilig. So wanneer die Here vir Moses hierdie naam gee, in teologiese kringe word die naam genoem die Tetragrammaton. Wanneer die Here vir Moses hierdie naam gee, dan sê die Here vir Moses, Moses, hier is ek, dis my karakter, ek is heilig, ek is die God wat was, ek is die God wat is, en ek is die God wat steeds sal wees. Gaan en sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. So nou sal ons ook in die Engelse Bybel, wanneer ons in die Engelse Bybel vind dat die woord Lord met hoofletters gespel was, is dit die naam waarvan gepraat word, Yahweh. So, God bestaan uit homself. Die God wat nie afhanklik is van enige iets buite homself. Die God was voordat enige iets was. Die God wat vandag is en die God wat môre ook sal wees. En ek dink dit is belangrik om vanoggend vir iemand te sê, jou vertroue in die Here is nie gebou op hoeveel jy weet van die Here. Jou vertroue as sewende dag Adventis is nie gebou in hoeveel jy weet as sewende dag Adventis, hoe jy die leerstellings van die kerk kan uiteensit. Nee, geliefdes, jou vertroue is gebou in 'n lewende God. Amen. 'n God wie was, 'n God wie is en wie steeds sal wees. So ek het nie nodig om in myself te kyk met hoeveel ek weet voordat ek vir die Here iets kan gaan doen. Dit is wat die Here vir Moses kom sê, deur te sê, ek is het jou gestuur. 1 Korintiërs 13 vers 12 sê, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. En nou ken ons ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. So Moses kon aangehou het, maar God sê, Moses, jy hoef nie alles te weet nie, al wat jy moet weet is, jy moet net my ken. Jy moet net 'n verhouding hê met my. En nou kom Moses, geliefdes, asof dit nie genoeg was nie, kom Moses nou met sy derde verskoning. Want die Here het nou, sy eerste verskoning het die Here aangespreek, die Here het sy tweede verskoning aangespreek, en nou dink Moses, maar daar is nog iets, Here, daar is nog iets. So hy kom nou met 'n derde verskoning om nie te gaan nie, om nie sy roeping waar die Here hom voor geroep het, uit te leef. En nou kom hy en hy sê, Here, wat as hulle my nie sal glo nie? Eksodus 4 vers 1. So as ons dink Moses is nou klaar met verskonings, geliefdes, dan maak ons 'n fout. Ek het vir julle nuus, Moses is nog nie klaar deur te bewys hoekom hy nie die regte persoon is om te gaan nie. Die Here het nou so pas vir hom gesê, ek sal met jou wees. Die Here het nou net vir hom gesê, sy naam is, ek is wat ek is. Nou kom Moses in Eksodus 4 vers 1, en hy sê, luister, maar Moses antwoord en sê, maar as hulle my nie glo nie, en na my stem nie luister nie, en sê die Here het nie aan jou verskyn nie, kom nou geliefdes, kom nou. Dit is wat Moses vir die Here kom sê. Luister wat, hoe
Hoe antwoord die Here hom? So ons weet, sy eerste verskoning was wat? Wat was sy eerste verskoning? Ja, my dierbares. Wie is ek? Sy tweede verskoning was wat? Wie is u? Nou kom Moses met 'n derde verskoning. Wat as hulle my nie glo nie? Nou gaan dit oor aanvaarding. Nou gaan dit oor verwerping. Baie keer gebeur dit in die kerk van die Here, en dit is baie hartseer om dit te noem, dat ons seer kry. Ons word verwerp. Ons voel verwerp. Nie noodwendig word ons verwerp nie, ons voel soms verwerp. Want die duiwel kom plaas alle vreemde dinge binne in ons verstand en dan glo ons dit. Dit is nie noodwendig hoe die kerk van die Here jou hanteer. Maar nou voel jy verwerp. Of daar is nie aanvaarding nie. En dan wil ons rug op die Here draai. So Moses kom nou en hy sê hierso, Here, dit gaan oor iets baie groter as u naam en wie ek is. Wat as hulle my nie glo nie? U sien, Moses dink, Here, selfs al stuur u my, wat as die mense my verwerp en niemand na my luister nie? Al luister niemand of al voel dit niemand luister in ons, en dit is waar ons soms die fout maak. U sien, dierbares, ons wil die vis, wil ons gaan vang, en dan wil ons die vis ook skoon maak. Amen. Ons wil die siele van die Here wil ons in die kerk inbring, en dan wil ons daai siel ook skoon maak, wat eintlik die Here se werk is. So al voel dit soms, niemand luister aan jou nie. Die Heilige Gees bly die naprediker van jou boodskap. En dit is waar ons soms ook bevind. Ons sien nie die moontlikhede wat God vir ons het nie. Ons sien die struikelblokke. Ons sien nie die geleentheid nie, terwyl God 'n geleentheid sien. Ons sien probleme. God sien potensiaal, ons sien die berg voor ons. God sien die pad oor die berg. Moses se probleem was dat hy meer vertroue gehad het in sy verbeelding wat kan verkeerd gaan, as in 'n lewende God. As in die belofte, ek sal met jou wees. Nou kom die Here en hy antwoord Moses op sy derde verskoning. God kon vir Moses gesê het hier, Moses, jy het nie geluister wat ek sê nie. Jou probleem is nie wie is jy, of wie is ek, of wat as die mense jou nie glo nie. Jou probleem is luister. Jy luister nie. Dit is wat die Here vir Moses kon gesê het. Maar God doen dit nie. Jy sien, God ontmoet Moses by die plek van sy needs. Die plek van sy verbeelding. En dit is waar die Here met Moses 'n pad stap. Nou wil ek dit huis toe bring. Ons het nodig om opsetlik te wees. You need to be intentional when it comes to those who you'd like to befriend and bring into the church. You need to be intentional. There needs to be effort. En dit gaan nie maklik wees nie. Jou vriende gaan kom met klomp verskonings. Hulle gaan sê ek het my eie God. Hulle gaan alles bring as 'n verskoning om nie hulle voete in die huis van die Here op 'n Sabbat te sit nie. Nou sê die Here vir ons moet geduld hê. Maar met ons geduld moet ons geloof in 'n lewende God ook hê. En die Here ontmoet Moses waar hy is. En hy sê eerstens, Moses, wat het jy in jou hand? En ons weet natuurlik dat sy staf 'n slang geword toe hy dit op die grond gooi. Amen. En die Here sê, Moses, vat nou jou hand en sit dit in jou boesem. En haal dit uit. En sy hand was vol melaat. Vat dit en sit dit weer terug. En sy hand was genees. Moses, die derde ene is, gaan na die Nylrivier.
En kyk wat hy kan doen met die Nylrivier. Nou dit is geliefdes waar ons nie die aanslag van die Here moet verloor. Jy sien, wat vir ons buitengewoon kan wees soos 'n staf, kan in die Here se hand iets ongewoon wees, iets groot wees. God vra nie vir Moses wat hy het nie. Hy sê nie, Moses gaan kry vir my iets nie. Nee. God gebruik dit wat jy het in jou hand om 'n verskil te maak in iemand anders se lewe. En dalk dink ons vanoggend, ek het niks om vir God te gee nie. Dalk dink ons vanoggend, geliefdes, dat ek het vanoggend het ek net die Here. Dit is al wat jy nodig het vanoggend. As jy niks het, as jy op moedverloorse vlakte is vanoggend, al wat jy nodig het vanoggend is die Here. Wat het jy in jou hand? Jou tyd, jou getuienis, jou ervaring, jou gawes en jou storie is wat jy in jou hand het vir die Here om te gebruik om mense na die Here te lei. Want in die hande van die Here verander alles. Ons gewone dinge na buitengewone en onverdiende gunste verander dit. Jy sien toe die Here vir Moses sê, steek jou hand weer in jou boesem. Die boodskap wat hy wou tuis bring by Moses is die volgende. Moses, ek het beheer oor siekte. Nadat Moses sy hand uit sy boesem bring en die melaats is weg, die boodskap wat die Here wil tuis bring is, ek het beheer oor siekte. Daar is baie van ons wat gebukkend gaan vanoggend onder die aanslag van die duiwel. Ons is dalk siek vanoggend, ons voel nie so lekker nie. Die Here sê, ek het beheer oor siekte. Derdens, die water wat in bloed verander word in die Nylrivier. Die Nyl was Egipte se trots. Dit was hulle alles. Maar die Here wys vir hulle hierso iets anders. In Psalm 118 vers 8 sê die woord van die Here, dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. So die boodskap wat die Here vir Egipte bring terwyl hulle hoop in 'n Nylrivier is, sê die Here vir hulle, ek is groter as die dinge waarop mense vertrou. Come on now. Jou hoop is veronderstel om in my te wees en nie in dinge. Psalm 118 vers 8. Is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. En miskien moet iemand dit hoor vanoggend. Die Here wag nie vir jou om sterk genoeg te word of sonder siekte te wees voordat hy jou kan gebruik nie. Hy versterk jou in jou swakheid. Toe ek hier inkom vanoggend, toe lees ek hier in die agterkant, my krag word in swakheid volbring. 2 Korintiërs 12 vers 9. Amen. Die Here wag nie dat jy gesond moet wees voordat hy jou kan gebruik nie. Hy gebruik jou en hy versterk jou in jou swakheid, wanneer jy jou swakkant in sy sterkant plaas. En Moses is nog nie klaar nie. Die Here het nou hierdie 3 verskonings van Moses aangespreek. En Moses is nog nie klaar nie. Ek sou nou dink, of ek sou nou hier al tou opgegooi het en gesê het, nee Here, ek sal gaan. Maar Moses is nog nie klaar nie. Luister wat Moses kom nou, hy kom nou met 'n 4de verskoning en hy sê, Here, ek kan nie so lekker praat nie. Come on now. Wanneer ons swakheid groter lyk as God se krag, dan is dit 'n probleem.
Exodus 4 vers 10. I'm not so eloquent in speech. Ag Here, ek is nie 'n man van baie woorde nie gister nie, en ook nie vandag, en van dat u met u knegt gepraat het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. En God sê vir hom, en God deel onmiddellik met hierdie verskoning. En hier is wat die Here vir hom sê, Moses, dink jy ek het nie geweet toe ek jou geroep het, jy het 'n probleem met jou mond? Wie die mond gemaak? Wie maak doof? Wie maak stom? Dink jy ek het nie geweet, jy het 'n probleem met jou mond? Met ander woorde, Moses, wie het jou gemaak? Wie ken jou beter as ek? Dink jy jou beperking verras my? Dat vang my onkant. Geliefdes, ons beperkings kan glad nie die Here verras. En wanneer ons swakheid erken en ons haas na die Here toe, en ons swakheid in sy sterke hand plaas, want die Here ken ons verlede. Die Here weet van wat 'n stofasie ons gemaak is. Hy ken ons onsekerhede. Dan kan ons vanoggend uitbasyn. Met my God loop ek 'n bende storm. Met my God spring ek oor 'n muur. Met my swakheid, met my beperkings, met die feit dat ek nie so goed kan praat nie. Ek het nooit gedink dat ek voor mense sal kan staan en 'n boodskap bring. Die grootste uitdaging vir my toe ek uit George uit was, of uitgetrek het in 2015, nadat ek al kennis gemaak het met bietjie van die wêreld, het ek nooit gedink dat ek sal eendag kan Engels spreek. Dit was my grootste vrees. Ek het vir myself gesê, ek kan nie Engels praat nie. Ek sal nooit teologie deurkom, want alles is in Engels. En ek moet Engels spreek. Ek sal dit nooit kan maak. Ek kan nooit onthou wanneer daardie vrees verdwyn het nie. Al wat ek weet dierbaar is dat die Here het die vermoë om jou swakheid in iets te verander wat jou verstand te bowe gaan. En daarom kan ek vanoggend vir u kom en die boodskap bring, dat wanneer jy voel jy het nie die vermoë om vir die Here iets te doen nie, moenie na jouself kyk. Kyk na die Here. Kyk hoe die Here jou gelei het tot op hede. We have nothing to fear. Lest we forget how the Lord and His teachings has led us in our past history. Ek moet afsluit. En nou kom Moses, terwyl ons hierdie boodskap besig is om na sy einde te bring, met sy eintlike rede, hoekom hy hierdie 4 verskonings vir die Here gebring het. Sy eerste verskoning was, wie is ek? Die tweede verskoning was, wie is u? Die derde verskoning is, wat as hulle my nie sou glo? Die vierde verskoning was, ek kan nie so goed praat nie. Nou kom Moses, nadat die Here dit aangespreek het en gedeel het daarmee, kom Moses en Moses sê, Here, eintlik wil ek maar van die begin af gesê het, stuur iemand anders. Exodus 4 vers 13. En ek dink hierdie is miskien die mees eerlikste oomblik in Moses se hele gesprek met God. En die vraag wat ek vir u in u skoot wil plaas vanoggend, hoe eerlik is u vanoggend met God? Is daar dalk verskonings wat jy na vore mee kom, waar die Here jou geroep het en waar jy 'n definitiewe calling gekry het van die Here en die oortuiging gekry het, of
jy was benoem. Ek weet nie, geliefdes, wat gebeur is my tweede keer vanoggend in Robertson gemeente. Ek weet nie die geskiedenis van u. Is daar dalk waar u ook met verskonings gekom het na die Here en sê, Here, ek het nie die vermoë nie. Gebruik iemand anders. God soek vanoggend nie perfekte mense nie. Al wat die Here vanoggend van u en ek verlang is beskikbare mense. Ons moet net beskikbaar wees. Die Here is groter as ons verlede. Hy is groter as ons foute. En die Here weet en ken ons. Geen gebeente is vir hom verborge. Daarom kom hy na die sondige mens, soos ek en u, om vir hom iets te doen. Die Here kan sy werk voltooi sonder ons. Maar die Here kom vanoggend en hy roep en hy vra vir elkeen van ons om vir hom 'n spesifieke taak te verrig. In Robertson 7de dag Adventiste Kerk. Ek staan vanoggend hier meer as 'n lewende getuie van wat die Here in my lewe kan doen. En vanoggend, geliefdes, het ek ook dalk klomp verskonings om nie vir die Here te werk. Toe die oproep kom om te kom Robertson toe, het ek ook gekyk en gesoek vir verskonings. Maar ek het geonthou waar die Here my kom uithaal het. Om vanoggend vir u net te kom sê, die Here is bewus van jou. Hy ken jou. Hy weet van jou tekortkominge. En hy's bereid om dit toe te maak. Al wat ons vanoggend moet doen, is om die duiwel 'n uitklop hou te gee. En te sê, Here, hier is ek. Stuur my. Ek is bereid om vanoggend gestuur te word deur die Here. Indien dit u gevoel is vanoggend om vir die Here te werk, indien u wil gestuur wees deur die lewende God, almagtig, alomteenwoordig, alwetend, wil u nie vanoggend saam met my 'n belofte maak aan die Here deur te staan en te sê, Here, hier is ek, stuur my. U sien, te lank het ons verskonings gebring na die voete van die Here. Ek kan nie so goed preek, ek kan nie so goed sing, ek kan nie so goed praat, ek kan nie dit, ek kan nie dat. Vanoggend sê die Here, ek ken jou, ek weet van jou. Al wat ek wil hê is, net wees beskikbaar. Ek staan vanoggend 'n lewende getuie. Baie dankie Elde Malo, dat u saam met my staan. Baie dankie Elde Andre, die Here seën u. Elde Paul, die Here seën u. Amen, dankie Wilfred, die Here seën u. Die Here seën u. Die Here seën u. En ons maak 'n belofte vanoggend as 'n gemeente om vir die Here in 2026 iets uniek te doen. Het sy dit daar by die kliniek is, het sy dit daar in die dorp of in die spaar is, waar ons inkopies gaan doen, ons gaan vir die Here hierdie jaar iets uniek doen. Binne u vermoë. Die Here seën u. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie, dat u vanoggend vir ons weer eens net kom sê, u ken ons. U weet van ons tekortkominge, u weet van ons swakhede, u ken ons verlede, u weet van ons sonde. Daarom kom bely ons vanoggend ons sonde voor u. En ons vra, Here, dat u vir ons sal hierdeur lei, deur hierdie pad wat ons weer eens vanoggend opnuut vriendskap kom sluit saam met u, sodat ons sal sterk bly, staande bly, en dat ons Robertson en die omliggende gebiede sal aan die brand steek. Dat mense werklik kan sien, waarlik waar,
Hierdie is 'n kind van die Here nog voordat hy sy mond oopgemaak het, want die Here is die Here van sy lewe. Ons vra Here dat U hierdie gemeente sal wonderbaarlik seën, vergroot hulle grondgebied, my God. Kom en steek ons weg, Here, agter die kruis, en bou ons, Here, as 'n nasie, omdat die tyd min is en ons moet dit uitkoop, want die koms is om die draai. Geef vir ons nou, Vader, wie vandaan verder reisgenade, die wie hier vandaan sal vertrek, die wie sal agterbly, Here, hou ons veilig, en geef vir ons, Here, 'n genotvolle samesyn vir die res van die Sabbat. In Jesus naam bid ek dit met baie danksegging. Amen.